preek nie, maar prys die Here, hy het kom herstel, hy het my kom aanraak gisterand, so ons prys die Here. Ek wil bietjie vanoggend met u praat oor hoe om vir lewensstorms voor te berei. Ek dink elkeen van ons wat hier sit, ons besef vanoggend, in jou lewe, iewers in jou lewe, kry ek en jy 'n storm. Weet julle, as ek julle moet vertel, die afgelope 2 weke, deur wat se storm ek was en hoe dit my geaffekteer het, hoe dit my gedenke geaffekteer het, hoe dit my gebedslewe geaffekteer het, hoe dit my selfs my Bybel lees, dit my tyd met die Here, hoe dit geaffekteer het. En weet jy, die Here begin met my praat. En ek besef, die Here begin met my praat in Matteus 7 vers 25 en ek wil dit vir jou lees. Hy sê die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het nie geval nie. Hoekom het daai huis nie geval nie? Want sy fundament was op die rots. Weet julle, ons lewe in 'n tyd waar die duiwel vir my en jou lus is. Weet julle, ek luister 'n interessante preek gister waar 'n ou sê, hy sê, weet jy wat, as jy nie tans aangeval word nie, dan moet jy baie versigtig wees, dat jy nie dalk in die enemy se kamp is nie. Laat hy nie dalk dink ek en jy is een van hulle nie. Dit sê ook nie as jy aangeval word, want baie keer dink ons mos as ons aangeval word, jy gaan soek mos altyd die probleem by jouself. Partykeer is dit jouself, maar partykeer het jy 'n vyand. Weet julle wat doen hy? Die Bybel sê, hy's lus vir jou. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy wil my en jou vernietig. En dan wil ek hier terugvat na koning Hiskia. Daar in Jesaja 37, waar koning Hiskia deur 'n baie moeilike tyd in sy lewe gegaan het. Hier kom die koning Sanherib van die Assirië. Hy kom en hy beleer die stad, of hy kom buitekant die stad, en hy kom maak, jy weet mos wat doen die duiwel met jou. Hy kom praat jou eers bang. Hy kom en hy kom sê vir koning Hiskia, hy sê vir hom, luister hierso. Sien jy al hierdie stede, en hy noem al hierdie stede, van daar af tot aan die ander kant. Hy sê, ek het al hierdie stede ingeneem. Hy sê, en jy's volgende. Weet jy, die duiwel sê vir jou langs jou, ek is nie volgende nie. Ek is nie volgende nie. En die koning sê vir koning, en daai as Sanherib sê vir koning Hiskia, jy's volgende. En kyk bietjie wat's Hiskia se gesindheid. Hy lees ons in Jesaja 37 vers 1. En toe koning Hiskia dit hoor. Hy moet my sussie, as ek en jy ontstellende nuus hoor, wat doen ons daarmee? Maak jy soos ek en jy word emosioneel, en jy begin op 'n emosionele rollercoaster gaan, en voor jouself skry, dan spiral jou hele lewe uit mekaar uit, en jy vra vir die Here, Here, wat nou? En jy gaan soek die Bybel, weet julle, dat so dik Bybel kan so dun word. En jy kry nie antwoorde nie, en jy begin wonder, en jy sê, Here, wat ek kan doen nou? En dan lees ons, toe hy dit hoor, het hy sy klere geskeur. Onthou, daai tyd was dit die gebruik gewees. As iemand ongelukkig was, kyk toe Josua hulle terugkom van die 12 verspieders toe hulle die stad verken het en die volk praat negatief. Wat doen Josua? Hy skeur sy klere. Hier kom Hiskia, hy skeur sy klere. Maar toe hy sy klere klaar geskeur het, kyk 'n bietjie hoe reageer hy. Toe hy hierdie ontstellende nuus gekry, toe hierdie koning vir hom sê, ons gaan jou klaarmaak, ons gaan jou doodmaak. En weet jy wat doen hy? Hy kom, kom ons lees dit vir jou. Hy sê, en hom met roukleed bedek en in die huis van die Here gegaan. Jy sien my boetie, my sussie, daai tyd was die gebruik. Die konings het na die huis, na die tempel toe gegaan. Weet jy wat's my en jou gebruik vandag? As jy ontstellende nuus kry, as goed in jou lewe nie uitwerk nie, waartoe hardloop jy? Hardloop jy na jou binnekamer toe? Of waartoe hardloop jy? Ek moes amper 'n dierles leer hierdie afgelope ruk. Om te besef, Here, ek het meer partykeer my geloof in mense gesit, as wat ek teruggegaan het in my binnekamer en gaan sê, Here, ek kom verootmoedig myself voor U. Ek kom en ek vra U, Here, kom maak my vol. Weet jy, as jy nie vol is nie, kan jou beker nie oorloop nie. Kan jy nie vir mense buitekant uitgee, as jy self nie op die plek is waar God jou wil hê nie. En partykeer het ek en jy nodig, dat hierdie storms ons tref, laat ons net weer in ons binnekamer kan gaan, en sê, Here, tot hier toe. Nou sit ek my voet neer. Ek gaan nie verder nie. Ek gaan nie verder toelaat. Laat die duiwel van my steel nie. Ek gaan nie verder toelaat. Weet jy, ek en jy sit die vermoë om met die duiwel te stop. Glo jy dit? Begin by jou gebede, begin by jou geloof. Wat praat jy? Ons gaan nou kyk daarna. Hy sê, Sanherib dreig Hiskia weer. Daar kom hy weer vir die tweede keer. Hy kom dreig hom weer, daar in vers 10. En hy kom sê vir hom, moenie dink dat God jou kan help nie.
Hy is so arrogant, hierdie Sanherib, dat hy vir Hizkia sê, man, jou God kan jou nie help nie. Hoe baie keer het ek en jy in situasies gekom, waar ons gevoel het, Here, U kan my nie meer help nie. My situasie is net te groot. Wie het al so gevoel? Waar jy voel, Here, nou voel ek, ek het nou aan die einde van die tou gekom, ek kan nie meer nie. Maar dan kom God op verander hy dit. Vers 15, en wat doen Hizkia vir die tweede keer? En Hizkia het tot die Here gebid. Die Here gee hom 'n antwoord in jy gaan kyk in Hizkia 36. Die Here kom en die Here kom sê vir hom, hy sê vir hom, Hizkia, moenie bekommerd wees nie. Hierdie koning sal in hierdie stad nie ingaan nie. Hy sal niks aan hierdie stad doen nie. Maar hy kom weer en hy maak hom weer bang hier in hoofstuk 37. Hizkia gaan en hy gaan bid weer. Vra die Here, Here, wat moet ek doen? O Here, vers 16, van die leerskare, God van Israel, wat op die geribstroon, U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en die aarde gemaak. O Here, neig U oor en luister. Here, open U oë en kyk en hoor al die woorde van Sanherib wat hy gestuur het om die lewende God te smaad. Jy sien wat doen die duiwel? Hy dankie Mani. Hy kom praat my en jou bang. Hy kom en hy kom sê vir my en jou, weet jy wat? Jy gaan dit nie maak nie. Daar is nie 'n uitkoms nie. Die duiwel is kwaad vir jou. Jy is op pad uit. Hy kom en hy kom met vrees. Hy bring vrees in Hizkia se lewe. Maar weet jy, Hizkia gaan na die Here toe. Hy gaan erken voor God. Wie is God? Wat kan God doen? En toe kom hy en hy pleit sy saak by die Here. Hy kom en hy sê, Here, hierdie Sanherib, hy kom en hy kom veg, of hy kom val U aan. Hy sê, Here, hy sê nie uit my en my volk kom aanval nie. Hy sê, Here, hy daag die lewende God uit. As Satan jou uitdaag, as Satan jou aanval, wie val hy eintlik aan? Hy val die Here aan. Maar weet jy, hy kan nie by die Here uitkom nie. Nou gebruik hy my en jou. Want hy weet, ek en jy is kosbaar voor die Here. Ek en jy is duur gekoop. Ons is uitgesonder, ons is afgesonder. Kan julle nog onthou? Wat sê Johannes 15 vers 16? Kan julle onthou? Wat sê hy daar agter? Ek het julle uitgekies. Julle het my nie uitgekies nie. Ek het jou uitgekies en jou aangestel om vrug te dra. Hy sê, as jy vrug dra, sal jy enigiets in my naam vra en ek sal dit vir jou gee. Sê vir die ou langs jou, ek is uitgekies. Ek is uitgekies. Ek en jy, my boetie en my sussie, ons is uitgekies. God het jou duur gekoop, maar die duiwel weet dit en hy val jou aan en kyk wat sê hy. Hy sê, Here, neig U oor. Luister. Here, vers 20. Here onse God, verlos ons dan nou uit sy hand, sodat al die koninkryke van die aarde kan weet dat U, Here, dit alleen is. Hy kom, hy besing God se lof. Hy kom en hy sê, Here, verlos ons. Hoekom? Laat die duiwel, die koninkryke van die aarde, laat die mense om my en jou kan sien, wie is onse God, wat is onse God, en wat kan onse God doen? En dan lees ons in vers 21. Toe laat Jesaja, die seun van Amos, vir Hizkia weet, so spreek die Here, die God van Israel, wat jy tot my gebid het. Aangaande Sanherib, die koning van Assirië, het ek gehoor. Weet jy wat sê hy? Wat jy aangaande my gebid het. Hoe bid ek en jy? As God jou woorde hoor, hoe klink jou woorde in sy ore? Is dit aangename woorde? Is dit woorde wat sê, Here, ek spreek lewe, ek kies lewe, ek praat lewe, ek kies om lewe in my te spreek? Of maak jy soos ek maak, wat sê, Here, nou gee ek moed op, nou praat ek dood, nou gaan ek nie meer vertrou nie, tot op 'n dag, dat die Here jou tot stilte ruk. Dat die Here vir jou kom sê, hey, waarmee is jy besig? Is jy besig met my of is jy besig met jou eie gedagtes? Weet jy hoe vreeslik is? Die Bybel sê vreeslik is dit om te val in die hand van 'n lewende God. Ek sê altyd vir die Here, Here, sort my op hierdie aarde uit. Laat ek my pak slaan nou kry. Ek wil nie as ek daar in die hemel kom dink, sjoe, ek het dit gemaak. Julle weet ons, baie ouens wil net daar kom en sê, sjoe, dankie Here, ek het dit gemaak. Ek wil nie daar kom en sê, dankie Here, ek het dit gemaak nie. Ek wil daar kom en sê, Here, vir Dawid gesê het, my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Partykeer moet die Here jou tot stilstand ruk. Partykeer moet daar goed in jou lewe gebeur om jou te laat besef, Malcolm, waarheen is jou pad? Waarheen is jou pad? Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou binnekamer? Hoe lyk jou gebedslewe? Is jy nog in afwagting met die Here? En dan lees ons vers 33. Daarom,
so sê die Here aangaande die koning van Assirië. Hy sal in hierdie stad nie inkom en daar geen pyl skiet en dit met geen skild aanval en daar geen wal teen opwerk nie. Weet jy, en toe ek hierdie lees, toe wil ek vir jou ervaar ek Here sê, vir my is iemand hier vandag. Jy het soveel aanvalle in jou lewe. Jy voel so, Here, ek is op moedverloorse vlakte. Jy voel so, Here, ek gaan dit nie maak nie. God wil vir jou sê, daai aanval wat die duiwel op jou loods vandag, dit sal geen effek hê nie. Glo jy dit? Kan jy ook begin in jou woorde te verander om te sê, Here, van hierdie oomblik af, as U dit vir Hiskia kan doen, kan U dit vir my doen. En as jy net 'n paar hoofstukke verder gaan, ek dink is Hiskia, ek dink is hoofstuk 8 of 39, ek dink is 39. Toe kry Hiskia hierdie verskriklike nuus. Die profeet kom en die profeet sê vir hom, Hiskia, maak jou reg, kry jou huis in orde. Jy gaan sterf. Wie het al daai kake van die dood, wie het al daai nuus gekry? Waar jy hoor, waar is Valencia, waar jy hoor, jy gaan dit nie maak nie, jy is op pad uit, jy gaan sterf, en wat doen Hiskia? Hy draai na die muur, hy begin bitterlik ween, hy sê, Vader, dink aan my, in my jonkheid, toe ek U vuur gedien het, en die Bybel sê, en God het sy trane gesien, en God het sy woorde gehoor. Wat se trane sien God vandag? Sien hy jou trane van opregtheid? Sien hy jou trane van berou? Of is dit maar net trane dat mense dit moet sien? God hoor jou hart. God sien jou hart. God ervaar jou hart. Mense hoor jou lippe. Mense hoor jou woorde. Mense sien jou lyfstaal. God sien binne in jou hart. En die Here het vir Hiskia gespaar. En die Here sê vir Hiskia, ek het jou trane gesien, om jou woorde ontwil, sal ek nog 15 jaar by jou lewe byvoeg. En ek wil vir iemand sê hier vanoggend, jy staan die kake en jy het die dood in die kake, maar God sê vir jou vandag, hy gaan jou lewe verleng, jy moet dit glo. God sê vir jou vandag, wat op moedverloorse vlakte is, vir jou wat sê, Here, daar is nie meer lig in die tonnel nie, Here, ek kan nie meer aangaan nie, God sê vir jou vandag, hou moed, ek is aan jou kant, ek wil vir jou 'n pad maak. Dan lees ons in Johannes 7 vers 14, ek het hulle U woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat. My broer en my sussie, die wêreld haat jou. Hy hou nie van jou nie. Hoekom nie? Hy sê die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek en jy is in hierdie wêreld, maar die Bybel sê ons is verbygangers. Ons is tydelik op hierdie aarde. Paulus praat in 1 Korintiërs 5 vers 1, dan sê hy, hierdie, wat vergelyk hy die liggaam? Hy sê, dit is 'n aardse tentwoning. As hierdie liggaam afgebreek word, het ons 'n gebou by God, ewig in die hemel en nie met hande gemaak nie. Maar God stuur sy woord. Hy stuur Jesus om my en jou elke dag te dra. Om elke dag vir my en jou te sê, weet jy wat? Jy het 'n rede om op te staan. Amen. Julle weet ons partykeer staan ons op en dan vang ons daai kombers so en dan sê ons, Here, vandag is nie my dag nie. As dit weer met jou gebeur, dan sê jy, hierdie is die dag wat die Here gemaak het. Laat ek daaroor jubel en juig, want God is aan jou kant. God het jou lief. En dan lees ons Psalm 91 vers 2 wat ons elke Sondag bely. Hy sê, ek sal tot die Here sê. Jou probleem, vir wie gee jy dit? Gee dit vir die mens om jou te help? Gee dit vir die Here. Weet jy, as jy dit vir die Here gee, hoekom moet ons dit vir die Here gee? Dan weet hy, want kyk wat doen Hiskia, hy gaan gee dit vir die Here en hy begin die Here groot maak. Hy begin sê, Here, ek weet U kan dit doen. Ek weet U kan dit doen. Dan sê hy, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Amen. Kan jy sê vanoggend, Here, ek sit opnuut weer vandag, my vertroue in U. Maak nie saak wat die storms is nie. U berei my voor vir die lewensstorms. U help my, U gee vir my 'n plan. Numeri 14 vers 28. So waar as ek leef, spreek die Here, waarlik, soos julle voor my ore gespreek het, so sal ek aan julle doen. Hierdie klomp Israeliete sê, nee, dis nuwe Suid-Afrika, die ANC gaan ons verwoes, ons gaan dit nie maak nie, ons gaan almal sterf in die woestyn, ons lewe mos nou vandag, julle weet ons lewe mos nou in 'n land waar ons in 'n woestyn is. En ons praat saam, en God sê, julle het almal gesê, hierdie land gaan ons doodmaak. Julle sal almal in hierdie woestyn sterf, behalwe Joshua en Caleb. Hoekom? Hulle het anders gepraat. Daar was 'n ander gees in hulle. Hoe kry ek en jy 'n ander gees in ons? Deur God se woord en deur gebed. Kry jou gees, verander jou gees. Sê, Here, ek wil 'n ander gees in my binneste hê. Ek tot my eie skaamte sê, Here, ek het die laaste 2 weke nie 'n lekker gees gehad nie.
Ek dink u van dit my verlede week het baie mense vir my kom vra, pastoor, wat's fout? Sê ek nee, ek is okay. Julle weet mos, ons as pastore is mos altyd okay. Of jy okay is of nie, jy is okay, want ons lieg mos. Dan sê ons, die Here moet ons lief hê. Maar weet julle wat, ons almal is so. Ons hou maar fronte voor. Maar partykeer moet jy net by die Here uitkom. Laat hy jou net weer kan volmaak. Dat hy net weer jou tank kan herlaai en sê, Here, nou het ek weer genoeg, nou kan ek weer uitgee. Nou kan ek weer uitgee. En dan lees ons, Psalm 91 vers 3. Want hy is dit wat jou sal red. Uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sê, hy is dit wat jou sal red. Weet jy wat beteken dit? God sal jou red. Hy sal vir jou op pad maak. Hy sal jou deurdra. Hy sal vir jou 'n uitkoms gee. Miskien nie soos wat ek en jy dink nie, maar hy sal vir jou 'n uitkoms gee. God is getrou. Hy is nie 'n persoon wat sê ek sal iets sê en dit nie spreek nie. Hy sê ek's 'n waarmaker van my woord. As ek iets sê, dan sal ek dit doen. As God sê ek sal, wat beteken dit? Hy sal. Sê vir jouself, hy sal. Hy sal. Weet jy wat beteken sal? Hy moet. Hoekom moet hy? Want hy sê ek sal. As hy sê ek sal, dan moet hy dit doen. Dan moet hy dit doen. Nie moet ek en jy so sê nie, maar wat moet ek en jy doen? Herinner hom. Die Bybel sê hoeveel beloftes daar is. Herinner hom aan sy beloftes. Elkeen is 'n ja en amen. Psalm 103 vers 4. Wat jou lewe verlos van die verderf. Weet jy, die duiwel wil ons hel toe stuur. Die duiwel wil ons aftraan en laat hardloop. Maar Job het gesê, nou hy's op hel, ek gaan op. Ek gaan nie hel toe nie, ek gaan op. Ek gaan hemel toe. Wat jou verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid. Weet jy wat beteken dit? Hy sit vir jou kroon op om te sê ek is goed vir jou. Ek het goedertierenheid vir jou beplan. Ek is barmhartig, ek is lankmoedig, sê die ander woord. Dink net, hy sê nie ek gee dit net vir jou nie. Hoekom sit hy vir jou kroon op? Wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid om jou te herinner. As mense na jou kyk, dan sê hulle daar gaan God se witbroodjie. Daar gaan God se gunste genoot. Hoekom? Want hy het 'n kroon van dit op. Hy het 'n kroon van barmhartigheid op. Hy het 'n kroon van geregtigheid op. God wil dit beklemtoon. 2 Samuel 4 vers 9. En as Dawid was hier aan die woord, as hy sê, so waar is die Here leef, wat my siel uit alle benoudheid verlos het. Hier's Dawid weggevoer deur die Filistyne. Jy kan daai stuk gaan lees. Hy's weggevoer, maar weet jy wat hy skryf nog steeds? Hy sê, Here, ek is in gevangenskap, maar my siel is verlos. En is dit nie wat God doen nie? Hy verlos jou siel eerstens van alle benoudheid. As jou siel vry is, dan volg die vlees. Maar dit begin by jou siel. Hoe lyk jou siel? Matteus 18 vers 11. Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Weet jy, die Here is so getrou. Hy het my en jou kom red. Vrydag aand, toe bel die kerk my en vra my of ek Vrydag aand by hulle kan preek oor die doop, 'n baie klein kerkie. En weet julle wat's wonderlik? 4 siele gee hulle harte vir die Here. 4 siele gee hulle harte vir die Here. En hier sê die Here, hy het Jesus gestuur om die wat verlore is te red. Weet jy, die Here het vir my en jou gekom. Hy het nie gekom vir hulle wat perfek is nie. Hy het nie gekom vir 'n perfekte kerk nie. Weet jy hoekom is die kerk nog onperfek? Want ek en jy vervul nie ons roeping nie. Ons vervul nie ons bediening nie. Dis hoekom die kerk onperfek is, maar dankie Here het Jesus gestuur, om my en jou wat nie perfek is nie, te help. Om te sê, ek het my seun gestuur om 'n verskil te maak. Titus 2 vers 11 sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Sy genade is vandag vir jou opnuut. Is jy bereid om te sê, Here, as u woord sê, my genade is vir almal, is jy bereid om dit te vat vandag? Sê Here, terwyl die genade op die tafel is, vat ek dit? Of gaan jy sê, nee wat Here, is vir die volgende ou? Is nie vir my nie. Ek en jy besluit vandag, wat doen ons met genade? Ek glo God se genade is vir almal eweveel. Jy besluit, wat doen jy met daai genade? Psalm 34 vers 20 sê, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar hy die almal red die Here hom. Hy sê nie, jy is kind van die Here, gaan nie teëspoed hê nie. Hy sê nie, daar gaan dorings op jou pad wees nie. Hy sê nie, daar gaan dubbeltjies wees nie. Hy sê nie, daar gaan nie probleem wees nie. Hy sê, daar gaan. Hy sê, dit gaan nog inteendeel baie meer wees. Hy sê, menigvuldig is die teëspoede van die kinders van God, die regverdige. Maar wat sê hy, doen hy? Uit elkeen red hy ons. God se genade is groot genoeg om jou uit jou situasie uit te red.
Hy maak jou die kop, sê Deuteronomium 28, hy maak jou die kop en nie die stert nie, sodat jy kan opgaan en nie onder toe gaan nie, sodat jy kan vorentoe gaan en nie agter toe gaan nie. Dis wat God vir ons sê. Vers 7 sê, hierdie ellendige het geroep, en die Here het gehoor, en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Prys die Here. As jy vandag, hier op hierdie oomblik, die Here aanroep, weet jy wat doen hy? Hy verlos jou uit al jou benoudhede uit. Die Here alleen weet, ek praat vanoggend met myself. Die Here alleen weet, ek preek vir myself vanoggend. Ek sê, Here, ek moet myself 'n bietjie weer positief kry. Ek moet myself 'n bietjie weer reg kry. Hy sê, hy verlos jou uit al jou benoudhede. Maak nie saak hoe lyk jou situasie vanoggend nie. Jy moet net God vertrou. Vers 9. Smaak. Hy sê, smaak. Proe. Proe, as jy nou 'n lekker steak geëet het. Wie hou nou van steak? Julle weet ons Afrikaners lyk so lekker, want ons eet so lekker. As jy nou 'n lekker steak geproe het, wie van julle het nou jouself nou al lekker vol geëet? Dan is jy nou versadig, en dan ruik jy jou buurman. Hy's besig om te braai. Dan voel jy, Here, ek kan nie meer nie, maar dit ruik so lekker. Hier sê hy, smaak, proe. Nou het ek my plek verloor. Proe en sien, dat die Here goed is. Kan jy smaak, kan jy proe, sê Here, ek kan sien, U is goed. En dan sê hy 'n mooi ding, hy sê, welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Met ander woorde, dit gaan goed. Dit gaan goed, hy's geseënd, hy's voorspoedig. Hy is die gunsgenoot van die Here. As jy wat doen? Wat sê hy daar? As jy by hom skuil. Daar's 'n vereiste. Jy kan nie sê, Here, ek skuil by U, of ek skuil nie by U nie, maar nou moet ek al die volheid geniet. Dis net so goed, jy sê, Here, ek iets vir my tafel voorberei, soos wat Psalm 6 sê, Psalm 23 vers 6, U berei 'n tafel voor my aangesig teenoor my teestanders, en die Here sê, my kind, kom eet. En wat doen ons mos? Julle ontken ons daai gelykenis toe die Here die diensknegte uitgestuur het, die eerste ou kom, hy sê, Here, ek het getrou. Of nee, die eerste ou kom en hy sê, Here, ek het 'n stuk grond gekoop. Ek gaan net eers 'n bietjie kyk hoe lyk die grond. Die tweede ou kom en hy sê, Here, ek het 'n paar osse gekoop, ek gaan net 'n bietjie toets. Die derde ou kom, hy sê, Here, ek het getrou. Gaan eers 'n bietjie op honeymoon, wag net so 'n bietjie. As daai tafel nou reg is en jy eet nie van daai tafel nie, weet jy wat gaan met daai kos gebeur? Dit gaan vrot word. God gee vir jou al die geleenthede vandag. Hy sê vandag wil hy jou guns gee. Vandag wil hy jou lot verander, maar jy moet kom en kom aansit. Jy moet kom en kom sê, Here, ek sien wat U doen. Johannes 5 vers 19. Job 5 vers 19, sorry. Hy sê in Job 5 vers 19, in 6 benoudhede sal hy jou red. Ja, in 7 sal geen onheil jou tref nie. So met wat beteken dit? Al word jy 6 keer aangeval, sal God jou 7 keer red. As jy 7 keer aangeval word, sal God jou 8 keer red. Wat hy eintlik vir jou hier wil sê, maak nie saak waartoe jy gaan nie. Hy sal jou uit elke benoudheid uitred. Hoe meer jy aangeval word, hoe groter is God se genade. Hoe meer red hy jou, hoe meer help hy jou, hoe meer wil hy sy genade aan my en jou bewys. Rigters 8 vers 34. En die kinders van Israel het nie gedink aan die Here hulle God, wat hulle uit die hand van al hulle vyande rondom hulle gered het nie. Weet jy hoekom? As jy gaan kyk na die Bybel, dan gaan kyk jy, die hele Bybel, was die Israeliete meer in ballingskap, as wat hulle ooit in die beloofde land was. Hoekom? Oor hierdie ding. Hulle het nie geglo, hulle het God nie vertrou nie. Hulle het telke male gerebelleer teen God. Hulle het telke male teen God gepraat. Hulle het telke male gesê, die Here kan ons nie help nie. En wat gebeur? As jy vanoggend sê, Here, U kan my nie help nie, ek waarborg jou, jy sal in 'n woestyn bly. Jy sal dalk vir die volgende 40 jaar, of dalk vir die volgende maand, of vir die volgende jaar, maak nie saak hoe lank nie. Maar U en ek gaan bepaal hoe lank ons in daai woestyn bly. En dan lees ons Psalm 106 vers 43. Hy het hulle baie keer gered. Weet jy, God het ons al baie keer gered, en hy gaan ons nog baie keer red. As hy dit 1 keer gedoen het, sal hy dit weer doen. Psalm 81 vers 8. In die nood het jy geroep, en ek het jou uitgeroep. Dink 'n bietjie as jy weer in 'n nood kom. Dan sê Here, herinner jouself aan hierdie skrif, en sê Here, ek was al baie in 'n nood. Het my nog elke keer in daai nood uit gehelp. Hoekom gaan die Here jou nie nou weer help nie? Weet jy hoekom nie? Oor jou ongeloof, dis al. Maar hy wil jou help. Hy wil jou help. Hy's daar om ons te help. Psalm 50 vers 15. Hy sê, roep my aan die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer.
Dis hoekom ons vanoggend kans gegee het vir getuienisse. Ons moet gaan getuig as God vir jou goed was. Daar het hom Henny gesê, hy gaan getuig oral van die Here, want God was vir hom goed, hy was dood. Die Here het hom nog 'n kans gegee. Hoekom? Want dis wat hy vir my sê, pastoor, die tyd's min. Ons moet nog iets vir die Here gaan doen. Weet jy hoef nie 'n evangelis te wees om die evangelie te verkondig nie. Getuig net van God se goedheid. Getuig net van wat hy vir jou doen. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uitred en jy moet my eer. Dis al wat hy vra. Prys die Here. Ons is klaar. Amen. Ek glo u het vanoggend iets geleer. Ek weet die Here het met my gepraat vanoggend. As daar iemand is dat die Here met jou gepraat het en jy voel, Here, ek wil net in geloof staan. En net sê, Here, in die geloof wil ek net na u toe kom. Ek wil nie staan voor mense vanoggend nie. Here, ek wil net staan en net opnuut my saak voor u kom neerlê. Die Here weet wat in jou hart aan die gang is. Staan net as 'n teken van geloof om te sê, Here, vandag vertrou ek u, dat u gaan my deur my storm vat. Vandag vertrou ek my, ek moes in hierdie kerk gewees het vanoggend. Ek moes hierdie boodskap gehoor het, want God het met my 'n afspraak gehad. Weet jy al, het jy gekom vanoggend omdat iemand jou genooi het? Jy's nie toevallig hier nie. God wou gehad het jy moes hier wees. As jy geloof het, jy wil saam met my staan, staan net saam met my. Vader, baie dankie vir elke persoon wat opstaan vanoggend. Dankie Here dat ons soms deur storms gaan. Dankie dat ons nou net gehoor het in Psalm 34. Here, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit almal red U ons. Dankie dat U ons red. Dankie dat U 'n held is wat verlossing skenk. Dankie Here. Mense wat vanoggend hier vermoeid en belas ingekom het, wat swaarmoedig is. Ek glo met my hele hart, die Gees van God werk in hulle vanoggend. Hulle sal anders hier uitstap. Here, ons het nie gestaan vanoggend voor 'n mens nie. Ons het gestaan voor 'n lewende God, want ons sit ons geloof in U, en ons sê dankie dat U ons verlos, dankie dat U vir ons 'n pad maak, waar dit nie lyk of daar 'n pad is nie. Openbaring 3 vers 8 sê, kyk, ek het voor jou geopende deur gegee, niemand sal hom vir jou toemaak nie. Dankie Here, U maak die deure oop, wat ons oopgemaak wil hê, en as die Satan probeer deure oopmaak, sal U daai deure toemaak, en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. As hy kom ons sing 'n laaste liedjie lekker.